'n Groot welkom aan elkeen van julle wat ook vandag ingeskakel is na hierdie diens. En mag jy geseënd wees ook by die aanhoor van God se woord. Nou vanoggend wil God met jou en my praat oor, ons moet nie net op God wag nie, ons moet ook beweeg. Want luister baie mooi, God sê, die enigste ding wat slegter is as wanneer ons op hom moet wag, is dat ons gewens het, ons moes. Nou dit geliefdes is regtig nie net interessant nie, maar dit is ook so waar. Want die waarheid is dat ons as mense verstaan en eintlik nog niks van die woord van God nie. Ons het nog so baie om te leer. En ek dink is tyd dat ons gaan begin besef dat ons nooit die woord van God ooit sal leegput nie. Dis elke môre vars, dis elke môre nuut. Nou, ons as mense verstaan die Bybelse konteks van om te wag en om te beweeg heeltemal verkeerd. Ons wil dit verstaan soos wat godsdiens ons geleer het. En dis totaal verkeerd. Luister wat sê God. Om te wag op God en om te beweeg is eintlik presies dieselfde. En God kom leer ons dit uit sy woord. Daar is 'n rede, geliefdes, waarom God sy mense, die Israeliete, deur die Rooi See en deur die Jordaan gevat het. Gaan lees mooi. Nie een keer het God vir hulle gesê om te wag, hy sal dit vir hulle oopmaak nie. Inteendeel, hy het elke keer gesê vir Moses, why do the people cry out to me? Tell them to move. En die tweede keer het God vir Josua gesê, as you move, it will open. So luister mooi, wag is dat soos wat jy beweeg, sal jy sien. Nou geliefdes, is dit nie geloof nie? Want soos jy beweeg, sien jy geloof. Maar jy moet beweeg. Omrede geloof werk nie wanneer jy net stil op een plek bly en wag nie. Geloof werk op beweging. Met ander woorde, geliefdes, ek en jy moet 'n geloofswandel hê, en dit beteken om te wag en om te beweeg is in jou en my voete. Kan ek dit herhaal? Om te wag en om te beweeg is in jou en my voete. Dis wat 'n geloofswandel met God beteken. Maar moenie vergeet nie, dis heel eers in jou gedagtes. As jy dit vasgemaak het in jou gedagtes om te wag, dan gaan dit nie by jou voete uitkom nie. Jy gaan nie beweeg nie. Maar wanneer jy geloof in jou gedagtes het, en dit vasmaak, dan sal jou voete beweeg. So geliefdes, God sê, ons moet die gewag in ons gedagtes vervang met geloof. Want die woord leer ons dat die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg soos arende. Met ander woorde, terwyl hulle wag, beweeg hulle. En nou geliefdes, wil die Heilige Gees vanoggend vir ons die Hebreëse betekenis van wag kom verduidelik. Want indien ons nou hierdie skrif sou lees wat sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag, en hulle vlieg soos arende, dan sal jy dadelik dink, maar dit maak nie sin nie. Hoe kan die feit dat jy wag jou soos 'n arend laat vlieg? Dit maak nie sin nie. Maar geliefdes, wat dit in werklikheid beteken is, diegene wat geloof in God het, sal genoeg krag hê om te beweeg, om te vlieg soos arende. Wel, ek vertrou dat jy nou verstaan wat dit beteken. Want geliefdes, nooit het God vir enigiemand gesê om op hom te wag nie. Wat hy wel gesê het, is beweeg, en ek wat God is, sal jou wys, en soos jy dit doen, sal jy begin sien. Selfs met Noag. Hy kon nie eers wag totdat hy die reën sien nie. En die waarheid is dat Noag het nog nooit reën gesien, vandat God met hom gepraat het. Voor die tyd het hy nooit reën gesien nie. Maar op God se bevel het Noag die ark gebou, hy was gehoorsaam. En toe baie later eers het hy die reën gesien. So geliefdes, om te wag kos effort. Dit gaan iets van jou vat. Jy moet in beweging kom, want dit is 'n beweging. Nou weet ons dat die probleem met ons as mense is, ons wil altyd eers oor alles debatteer, nie waar nie? God sê, hy wys iets vir ons, maar dan wil ons eers daaroor debatteer.
sonder om te sien. Luister daar wat staan, en hier is my kosbare, kragtige stukkie in die woord. Wat staan in 2 Konings 2, vers 9 tot 12? Daar staan, net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa, wat wil jy hê moet ek vir jou doen, voordat ek van jou af weggevat word? En wat antwoord Elisa hom? Mag daar tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. Toe sê Elia, dis 'n moeilike ding wat jy vra. As jy my sien, wanneer ek van jou af weggevat word, mag dit dan met jou gebeur, maar as jy my nie sien nie, sal dit nie gebeur nie. So eintlik wat hy gesê het, Elisa, jy moet sien. Vers 11, terwyl hulle gesels verder gegaan het, was daar skielik 'n wa van vuur, met perde van vuur wat hulle twee van mekaar geskei het, en Elias in 'n stormwind op die hemel in. Toe Elisa dit sien wat gebeur, het hy uitgeroep, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters. Geliefdes, is dit nie die mooiste woorde wat Elisa vir Elia gesê het nie? Mag daar tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. Met ander woorde, mag jou lewe, Elia, herhaal word in my lewe, ek wat Elisa is. Nou kom ons bly net vinnig daarna, Johannes 14. Kom ons bly vinnig na Johannes 14, dan vers 12. En ons sien is Jesus wat hier praat. Daar staan, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, wat ek na my Vader toe gaan. Nou geliefdes, ons het gelees dat Elisa vir Elia gesê het, mag jou lewe herhaal word in my lewe. En toe het ons gelees wat Jesus gesê het, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, want ek na my Vader toe gaan. So wanneer jy die lewe van Jesus herhalend in jou lewe het, sal jy meer kan doen as wat hy gedoen het. En hierop kan ons staat maak. Maar nou het ons nog vasgehak by wag en beweeg. En God sê, die enigste ding wat erger is as wanneer ons op hom moet wag, is dat ons wens dat ons dit gedoen het. Met ander woorde, die enigste slegter ding dan vir ons as mense om nie God se lewe herhalend in jou lewe te hê nie, is ekskuus tog. Maak my so opgewonde, is om te wens dat jy het wel gehad het. Ekskuus, en dit is nogal 'n groot jammerte. Want dan kan dit wat Jesus kon in jou lewe, wat in Johannes 14:12 gesê het, kon ook in jou lewe realiteit gewees het. Want geliefdes, wat het Elisa regtig vir Elia gesê? Hy het vir hom gesê, ek wil ook hê wat jy het. Ek wil graag dit hê, Elia, wat jou dryf. Ek wil dit hê. Want luister mooi wat het toe gebeur. Toe Elisa vir Elia sien opgaan het, het Elia se mantel op die grond geval. Luister mooi, dit het nie op Elisa geval nie. Elisa moes die mantel gaan optel en omsit. So wanneer jy sou sê, ek wag net op God, dan sal God die mantel op die vloer laat val, reg langs jou neergooi. Want jy is die een wat die effort moet insit. Jy is die een wat moet beweeg en daardie mantel gaan optel. Want geliefdes, om te wag is nie 'n passiewe aksie nie. Om te wag vereis van jou en my om aktief in beweging te kom. Want indien jy dit nie gaan doen nie, gaan jy nie hê wat Elia gedryf het en wat Elisa ook gedryf het nie. Jy gaan nie hê wat Elisa gedryf het nie, jy gaan nie hê wat Jesus gedryf het nie. Jy gaan nie hê wat vir Abraham, vir Noag, vir Moses, vir Josua, vir Dawid, Naomi, vir Rut, vir Hanna, en so baie ander gehad het wat hulle gedryf het nie. Jy gaan dit nie hê nie, omdat dit die hartseer geliefdes is,
Jy mag dalk ook 'n dubbele deel van hulle begeer. Die waarheid is, jy wil dan nie hê wat hulle gedryf het nie, want jy wil nie in beweging kom nie. En is dit nie wat God vir Josua gesê het nie? Josua, jy sal nie hê wat Moses gehad het nie. And I, God, will be with you like I was with Moses. But I will not do for you, Moses, Joshua, what I did for Moses. So Joshua, jy sal nou wel nie soos hy wees nie, maar dit wat hom gedryf het, Joshua, dit sal jy hê. Dit sal jou ook dryf. En dit, geliefdes, is waarop ons generasie van vandag uitmis. Ons het nie dit wat die dryfveer in Jesus was nie. En dit terwyl Jesus reeds vir ons 'n groot oop uitnodiging gegee het, toe hy gesê het, julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Maar het Jesus ook gesê, dit wat ek gedoen het, wel daarop kan jy staat maak, maar julle moet daarop fokus om dit te kan hê. Dis hoekom Jesus gesê het, vir die wat in my glo. En met daardie woorde het Jesus as ware ook die mantel, sy mantel op die grond gegooi, net soos wat Elia gedoen het. Want onthou, geliefdes, Elia was 'n skaduwee van Jesus. Van dit wat hy in Johannes 14 gesê het, want hy het ook gesê, ek gaan na my Vader toe. En ons weet, dat Elia het ook na die Vader toe gegaan. So ons sien, dat Elia sy mantel op die grond gegooi het, maar Elisa moes die mantel gaan optel. En wat daar gebeur het, was dieselfde wat aan die kruis gebeur het. Die mantel was op die grond gegooi by die kruis. 'n Oop uitnodiging. Sodat wat Jesus ook al op aarde en sy wandel op aarde gedoen het, ons kan meer as dit doen. Pastoor, jy is besig om te laster. Nee, jy het verkeerd. Jy luister nie mooi nie. Ek doen dit nie. Dit staan in die woord, ons het dit sopas gelees. Maar luister mooi, jy moet gaan en die mantel gaan optel. So jy moet in beweging kom. Want Elisa het gegaan en die mantel opgetel. Het jy gesien? Het jy dit gesien? En daarom kan jy nie net wag nie, jy sal moet effort insit. Jy sal jou geloof daar moet insit, sodat jou voete kan begin beweeg. Geliefdes, Elisa het sy geloof gebruik, sodat sy hande die mantel van Elia kon optel. En waar dink jy was Elisa se geloof op daardie stadium? Op die regte plek in sy gedagtes. Want onthou net, hy het vir Elia gevolg vir jare. Hy het vir Elia getrou gedien. Hy het geluister na Elia se leringe. Hy het gesien wat Elia gedoen het, en dit alles het in sy hart geval. Dit het sy gedagtes verander. En dit het sy hande en sy voete in beweging gebring. En dit, geliefdes, is die rede waarom hy dan ook vir Elia kon sê, mag jou lewe herhaal word in my lewe. Nou vra ek jou, wanneer laas het jy dit van God gevra? Wanneer laas het jy gevra, Vader, ek wil u lewe, ek wil u seun se lewe, ek wil die Heilige Gees se lewe herhaal hê in my eie lewe, dat wat ook al vir Jesus gedryf het, ook die dryfveer in my lewe sal wees, sodat waar ek iemand aanraak, wonderwerke sal gebeur. So kom ons bly nou daar na Johannes 9 vers 1. En hierdie vers, geliefdes, moet jou vanoggend verander. Kom ons lees dit. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van geboorte af blind was. Het jy mooi geluister? Het jy gehoor? Dit is tyd dat ek en jy, geliefdes, begin sien wat God gesien het. Geliefdes, want almal was blind. Die disippels was blind. Hierdie man waarvan ons gelees het was blind. Die fariseërs was blind. Geestelik was almal blind. En hier in ons skrif staan, soos wat Jesus weggestap het, het hy die blinde man gesien. En daarom kan jy nie net wag nie,
Wag vereis werk, effort insit om jou gedagtes te verander. En hoe gaan jy dit regkry? Daar's net een manier en dit is om te vra. Net soos wat Elisa vir Elia gevra het, dat Jesus se werk en sy lewe op aarde in jou herhaal word. Want geliefdes, dit sal jou laat beweeg soos wat Jesus beweeg het. Daarom is die enigste ding wat erger is as om op God te wag, is dat jy altyd sal wens dat jy het tog maar gedoen het. Ek sluit af. Want geliefdes, die Heilige Gees wil vir ons hierdie een ding vandag kom gee. Maar dit is so belangrik dat jy dit werklik sal hoor, sodat dit in jou hart kan val. En dan sal dit aan jou mind toe gaan. En dan sal jy dit glo en dan eers sal jy dit in jou hande hê. Hierdie een ding, luister mooi. Dieselfde Gees wat vir Jesus uit die dood uit opgewek het, is lewend binne in jou. Hoor jy my vanoggend? God sê dit. Dis lewend binne in jou. En daarom moet jy toelaat dat vandag in jou hart val. Raak op hierdie oomblik aan jouself. Sit jou hand op jou kop en sê asseblief, sê dit, sodat dit in jou hart kan val. Onthou dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef binne in jou, sê dit vir jouself. Vat dit vandag. En ek wil vra die Heilige Gees 'n beter vraag vir elkeen van ons vandag. As jy dit wel al gedoen het, hoekom leef jy dan nog 'n lewe van tekorte? As jy daardie Gees binne in jou het? Want Jesus het gesê, ons het dit gelees, daar in Johannes 14:12, jy sal groter dinge doen. Jy wat nou nog op aarde is, sal groter dinge doen as wat ek gedoen het toe ek op aarde was. Hoekom? En dit beteken dat Romeine 8:11 nog nie in jou hart geval het nie, as jy nog worstel met tekorte. Luister wat staan in Romeine 8 vers 11. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Jesus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Jy is nie sommer arm ou ek nie, dis wat jy in jou het. En wat dit eintlik beteken is, dat hierdie skrif het nog nie heiliglik, is nog nie in jou gedagtes nie. Jy hoor dit, maar is dalk in jou hart, jy het dit nog nie opgeskryf in jou gedagtes toe nie. En dit is die rede, geliefdes, hoekom ek en jy dit nog nie in ons hande het nie, want ons besef nie regtig dat dieselfde Gees wat lewend binne in jou en my is, dat dit dieselfde Gees is wat vir Jesus uit die dood het opgewek het nie. Niks, geliefdes, is onmoontlik nie. Wanneer jy nou na iemand toe stap, met hierdie sekere wete in jou hart, daardie Gees, dieselfde Gees wat Jesus opgewek het uit die dood, is lewendig binne in my. Wat jy ook al dan nou vir hulle sou vertel rondom die waarheid van sy woord, God se woord, sal hulle lewens verander. Maar dit beteken eerste, dit moet in jou hart val. Ons hoor baie keer goed, ons sê ons vat dit, ja, dit val ook in jou hart, maar jy skryf dit nie op in jou gedagtes toe nie, want jy kan dit slegs in jou gedagtes toe opskryf deur geloof. Luister wat sê God, en daarmee sluit ek nou af. Dit is baie interessant. Ons as mense kan nie die weersomstandighede of verander of beheer nie. Ons het nie beheer daaroor nie. Nou sê God, if you can't change the weather, change your wardrobe. As jy nie die weer kan verander nie, verander dan jou klerekas. Wat eintlik beteken, verander jou gedagtes, verander dit om by die weersomstandighede te pas. Met ander woorde, verander dan in jou gedagtes hoe jy gaan aantrek om by die weersomstandighede te pas. Mag jy 'n geseënde dag verder in God se teenwoordigheid beleef. Amen. Liefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan leef anders van hierdie oomblik af. Maar jy moet dit vat, jy moet dit glo.
Mag hierdie begeerte in elkeen van julle so sterk word om te sê, Here, dit vir Jesus was, dit wat hom gedryf het, mag Jesus se lewe ook in my lewe herhaal word. God wil jou seën, hy wil tot jou redding verskyn, jou genadig wees. God wil aan jou skenk dit wat jy van hom vra. Guns, goedheid, liefde, vrede. God wil dit oorvloedig vir jou gee. Maar jy moet dit kan glo, jou eie kan maak. God seën jou ryklik. Amen.